Terwyl ek hier staan, kyk ek so uit oor die stad en deur op die berg. Oom Toby, sien ek daai kruis wat skyn oor hierdie stad. En ek besef in hierdie oomblik, die Here is in beheer. Jesus is oral. Mense mag nog slaap, maar deur sy gees skyn die heerlikheid van die Here oor hierdie stad en sy mense. Ons is hier by mekaar om een rede, en dit is om die naam van Jesus op te lig. En hom die lof en die eer te gee, die aanbidding wat in hierdie oomblik aan hom toekom. Dit was 'n aand soos hierdie, in die vroeë oggendure, waar Jesus alreeds gemartel is, waar Jesus alreeds gebring is voor die Sanhedrin, voor Pilatus, en waar hulle hom geslaan het en gespoeg het, en waar hulle daai doringkroon op sy kop gesit het, en in daai dorings in sy vlees ingedruk het, en die pyn en die lyding, wat hy in daai oomblikke deurgegaan het. Dit is op 'n oggend, soos vanoggend, 'n donker, duistere oggend. Ons mis die sonsopkoms vanoggend. Ek het gehoop, hy mag dalk deur een van hierdie wolke deurkom, dalk verras hy ons. Maar vanoggend is dit die lig van Christus wat skyn deur die duisternis, helderder as ooit van tevore. Ek wil vanoggend my boodskap na jou bring, getiteld Die onmoontlike uitdaging. Die onmoontlike uitdaging. Ek gaan eintlik baie sterk net uit my hart uit praat. Ek kan in elk geval nie lekker lees wat hier voor aangaan nie. So ek gaan uit my hart uit praat en die boodskap na julle toe bring. Dit was 'n aand, die aand voor die kruisiging. En ek wil jou vir 'n oomblik bring in die prentjie in van Jesus en sy disippels om die avondmaal. Om 'n tafel, nou in die Joodse tradisie was dit 'n bekende tafel. Dit was die Pasga maaltyd wat hulle gevier het waar die Jode uit Israel uitgekom het. En daar was brood en wyn op die tafel. Ek wil amper sê in Engels, the stage was set. Maar dit was 'n onsekere aand. Daar was dreigemente van mense wat Jesus se lewe wil neem. Jesus self begin vir sy disippels om die tafel vertel dat hy op pad is om te sterf. Dat hy gaan moet sterf en hy gaan sy lewe moet gee. Dis 'n aand van onsekerheid, van twyfel en ook spanning. Dis spanningsvol. En op 'n stadium begin Jesus sê, maar een van julle hier om die tafel gaan my verraai. So om by die spanning te voeg, die onsekerheid, maar is dit ek? Is dit jy? Die gefluister onderlangs, weet jy van wie hy praat? Wie is dit? So hierdie disippels alreeds is onrustig. Dis soos 'n kudde waar die vyand, die wolf, besig is om rond te loop en daai kudde is onrustig. Daar's 'n onrustigheid in die kamp. En dan op 'n stadium kom Jesus en Jesus bring 'n nuwe beeld, nuwe betekenis wat hy kom gee. Ek het 'n stukkie brood hierso vanoggend. En hy neem die brood en hy sê vir hulle, vandag kry hierdie brood nuwe betekenis. Vandag word hierdie brood my liggaam wat vir julle gegee word. En hy neem daarmee saam die wyn
En hy sê, vandag word hierdie wyn my liggaam, my bloed, wat vir julle gevloei het. En saam met dit begin Jesus vertel van 'n nuwe verbond. So nie net gee hy nuwe betekenis aan ou tradisionele elemente nie. Jesus kom en hy vertel van 'n nuwe verbond. En hy sê, ek sluit met julle 'n nuwe verbond. 'n Verbond wat gebou is op my bloed en my liggaam wat vir julle gegee word, wat verseël word deur my bloed. 'n Nuwe verbond tussen julle en die Vader. Ek maak alles nuut. Ek gee myself, ek offer myself vandag vir julle. En terwyl hy so praat, kom Jesus en hy sê, ek wil julle ook vertel van 'n nuwe gebod. Hy sê, hierdie nuwe gebod is, julle moet mekaar lief hê. Hy sê, soos ek julle lief het vandag, so moet julle mekaar lief hê. Hy sê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, aan julle liefde vir mekaar. So nie net gee hy nuwe betekenis aan ou tradisionele elemente nie, nie net kom hy met 'n nuwe verbond nie, maar hy praat ook van 'n nuwe gebod. En saam met hierdie nuwe gebod praat Jesus van 'n nuwe manier van doen. Hy sê, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Nou die vraag is, hierdie gebod, die woorde, julle moet mekaar lief hê, is nie nuut nie. Dit kom uit die Ou Testament. Net 'n tydjie voor dit, toe Jesus gekonfronteer is deur 'n skrifgeleerde, wat gevra het, maar wat is die belangrikste gebod wat ons moet onderhou? Onthou julle? Wat is die belangrikste gebod? En Jesus sê vir hom, jy moet die Here, die eerste is, die belangrikste is, jy moet die Here, jou God, lief hê met jou hele hart, en jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou krag. En die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar's geen gebooie groter as hierdie twee nie. So Jesus het met hulle gepraat oor die belangrikste gebod en hulle het dit geken. Dit was in die woord, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So as Jesus kom praat en hy sê, ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Wat is nuut aan hierdie gebod? Wat is nuut? Wat is anders aan dit? Wat nuut is aan dit, is die feit dat Jesus sê, soos ek julle lief het. En wat hulle nie geweet het nie, is dat daar dieselfde aand sou Jesus in hegtenis geneem word. En daai volgende dag sou hy die grootste marteling deurgaan in mensgeskiedenis om vir die sondes van die wêreld te betaal. Om die grootste liefdesdaad wat God vir die mens ter alle tye kon wys, en dit is om sy seun vir ons te gee. So toe hy gesê het, julle moet mekaar lief hê, toe gee hy die maatstaf. En daai maatstaf is, soos ek julle vandag
Jy sien, wanneer ons praat oor, ons weet ons moet mekaar lief hê. Ons weet ons moet mekaar lief hê, maar ons wil ons beste doen om mekaar lief te hê. Ek wil my beste doen om Sakkie lief te hê. Ek wil dit doen uit die beste van my vermoë. Ek wil my beste gee om Sakkie lief te hê. Of miskien sê ons, ek wil my vrou lief hê, soos wat ek sien ander manne ook hulle vrouens lief het. So as ek sien, dis hoe manne doen, en dis hoe hulle lief het, ek is okay. Ek gee ten minste genoeg liefde vir my vrou. Ek doen dit so goed soos wat die volgende ou dit doen, selfs beter. Of ek gee my beste in my liefde vir Tannie Didi. Ek gee my beste. Maar dis nie wat Jesus hier sê nie. Jesus vra nie van my en jou om ons beste te gee in ons liefde vir mekaar nie. Hy vra nie van my en jou om mekaar lief te hê soos wat die volgende ou lief het nie. Wat vra hy? Hy sê, hê mekaar lief soos ek julle lief het. Dit maak dit die onmoontlike uitdaging. Want hoe op dese aarde het ek lief soos Jesus lief gehad? Hoe gaan ek dit regkry? As ek nog my beste gee, ek probeer ten minste, maar om vir my te verwag om te doen wat Jesus gedoen het, ek kan nie. Ek kan nie. Wat het Jesus gedoen? Hy is gemartel vir my. Hy is geslaan, hy is opgespoeg. Hy is verneder. Hy wat God is, het homself gegee. Hy het homself sy reputasieprys gegee. Hy het alles gegee vir my. Wat het ek om te gee? Wat kan vergelyk met wat Jesus gegee het? Dit voel vir my onmoontlik. Ek weet nie van jou nie, ek probeer my bes om my vrou lief te hê, maar in die proses faal ek. Ek probeer my bes om my kinders lief te hê, maar in die proses faal ek. Want ek kan nie Jesus wees nie. Ek sit met mense wat vir my sê, Jacques, ek sukkel, ek breek nie deur nie, ek weet nie hoe om my huwelik te maak werk nie, ek weet nie hoe om my kinders lief te hê nie, ek weet nie om hierdie verhoudings wat soveel spanning in my lewe veroorsaak te maak werk nie, want ek sukkel. Weet jy hoekom sukkel jy? Want Jesus het van jou gevra, hê mekaar lief. Hoe? Soos ek jou lief het. En ons kan nie. Ons as mens skiet tekort. Ons beste pogings is soos niks. Weet julle wat? Dit is die punt. Jy kan nie. Toe Jesus die uitdaging gee, het hy geweet, nie een van hierdie disippels kan verstaan wat hy sê vir hulle, wanneer hy sê, hê mekaar lief, soos ek julle lief het. Dis hoekom dit 'n onmoontlike uitdaging is, want weet jy hoekom? As ek moet lief hê, soos Jesus jou lief het, my lief het, dan het ek die krag nodig, wat net Jesus kan gee.
kan nie uit myself uit my huwelik maak werk nie. Ek het Jesus se genade, se krag nodig. Ek kan nie uit myself uit lief hê nie. Ek het Jesus se liefde nodig. En die enigste manier hoe ek gaan slaag in my verhoudings is as ek Jesus se liefde embrace. En verstaan, wat het hy vir my kom doen? Hy het my onvoorwaardelik liefgehad. Hy het my sonder verdienste liefgehad. Toe ek 'n vyand van hom was, toe ek hom nie gerespekteer het nie, toe ek hom nie gehoor het nie, toe ek hom nie geken het nie, toe ek niks met hom uit te waai wil hê nie, toe ek my rug op hom gedraai het, toe ek my vrou teleurgestel het, toe ek my seun gevloek het. Toe het Jesus my nog steeds liefgehad. Toe ek 'n vyand van hom was, het hy die volmaakte offer gegee. En hy sê vir my, hier is my liefde. Dis hoe jy lief het. Nie uit jouself. Ek kan nie uit myself uit nie. So jy gaan harder probeer en jy gaan nog harder probeer en jy gaan bly fail. Totdat jy besef, ek het nodig om Jesus se krag, uit sy krag te put. Ek het nodig om sy liefde te verstaan. En is net deur Jesus se liefde te verstaan, waar ek in die nag opstaan. En hoor, my vrou het sopas vir die 4de keer daai baba probeer sis. Sy kom hier reg hier. En sy lê op die bed en sy huil. En ek staan op. En ek vat haar. Vir Jannie in my arms. En ek sus haar. Wetende dat ek oor 'n uur moet opstaan om hier te wees. Dit is wat die liefde van die Here in jou werk. Die liefde van Jesus maak dat jy jou eie ek neerlê en sterf vir jou vrou, vir jou kinders. Maar as jy gaan vashak by jou eie pogings, dan gaan jy heeltyd selfsugtig wees. Want jy's inherent gefokus op jou eie ek en op jou eie belange. Dit gaan net oor jou. Maar wanneer jy op 'n plek kom, wanneer jy jou knieë buig voor die skepper van die hemel en die aarde, dan kan jy verstaan wat sy liefde vir jou beteken. Want ons sukkel. Ons sukkel. En ons is trots. En ons hou vas aan ons eie ek en ons eie begeertes en ons eie gemak. En dit gaan net oor ons. Terwyl die Here sê, buig die knie voor my. Sterf in jouself soos wat ek vir jou gesterf het. Hierdie was nie die enigste onmoontlike uitdaging wat Jesus gegee het nie. Op 'n dag kom Petrus en Jesus het bedien oor die koninkryk en hy het bedien oor liefde en genade vir mekaar en hy het bedien oor vergifnis vir mekaar. Want dis waaroor dit gaan. Ons sukkel om te vergewe want ons probeer vergewe uit ons eie krag. Ons sukkel om genade te toon want ons probeer dit doen uit ons eie krag en ons val. En Petrus vra die vraag op 'n stadium. Hy sê, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy teen my gesondig het? Hy sê, Here, tot 7 keer.
Hoeveel keer moet ek my vrou vergewe? Hoeveel keer moet ek my broer, my suster, daai werkskollega vergewe? Hoeveel keer moet ek my moeder, my vader wat my verwerp of my te nakom vergewe? Tot 7 keer? Jy sien, Petrus het geweet dat die rabbies van daai tyd bedien het en gesê het, man, 3 keer is 'n goeie getal. As iemand iets teen jou gedoen het, vergewe daai persoon 3 keer, dan het jy tot die uiterste gegaan. Nie 1 keer nie, nie 2 keer nie, jy het hom 3 keer vergewe. En Petrus dink, man, ek is daarom alright, as ek die bar lig van 3 keer na 7 keer. Nou in hierdie boek van Tom Holliday verduidelik hy sê dis so goed, jy die paalspringlat op 3 meter gehad. Nou weet nie van jou nie, as ek gaan probeer paalspring, en ek gaan probeer om 3 meter te oorkom, ek weet nie, dink julle, ek sal dit maak? Ek gaan sukkel. So 3 meter was alreeds 'n tall order, en Petrus kom en hy sê, kom ons sit daai paalspringlat op 7 meter. Maak dit 7 meter, Jesus. Ek gaan my uiterste gee. Ek gaan alles insit. Ek gaan my beste doen om my vrou, my kinders lief te hê, of hulle genade te toon, om te vergewe waar ek moet. Ek gaan oefen, laat die spoeg so spat. Ek gaan sweet, ek gaan daai paal bemeester. Ek gaan 7 meter spring. Gaan julle vir my cheer? Hier's 'n aanloopbaan, ons kan hier oefen. 7 meter. En Jesus sê, my liewe Petrus, nie 7 keer nie, 70 maal 7 keer. 70 maal 7 meter, wat is dit? 400 wat? 90 meter. Ek gaan nou 'n ander paal nodig hê, ek weet nie, ek gaan nou bo-menslike krag nodig hê om hierdie afstand te spring. En dis die punt. Jesus sê vir hom, ek verwag van jou die onmoontlike in jou vergifnis vir jou broer. Maar wat besiel Jesus? Hoe kan hy van Petrus verwag? Is hy nie besig om sy gees te breek, deur vir hom te sê, hier kom hierdie man, goeie intensies, hy lig die bar, die res van die wêreld sê 3 keer, hy sê ek is bereid om 7 keer, maar selfs 7 keer is nie goed genoeg vir Jesus nie. Help my? 7 keer is nie goed genoeg vir Jesus nie. Jesus sê, 70 maal 7 keer moet jy jou broer vergewe. Jesus vra van Petrus die onmoontlike. Hoekom? Want Jesus het die onmoontlike gedoen in sy vergifnis vir Petrus. En ek en jy en Petrus kan nie uit ons eie krag uit mekaar vergewe nie. Ek gaan my beste probeer, Leon, om jou te vergewe. As dit van my afhang, gaan ek heeltyd bitter wees. My beste pogings gaan faal. Nee, maar ek is daarom okay. Ek sien nou TC vergewe ook so redelik en Koos probeer ook. So ons is okay. As ek my moet meet teen TC en Koos en Benita daar en Jolandi, dan voel ek is okay. Maar Jesus sê, moet jou nie meet teen die volgende ou nie. Meet jou vergifnis en jou liefde teenoor die vergifnis en die liefde wat ek gegee het. En Jesus het tot die uiterste gegaan in sy vergifnis vir my
As ek alles wat ek in my lewe verkeerd gedoen het, moet ophoop, moet by mekaar sit, en elke ding wat ek verkeerd gedoen het, verteenwoordige baksteen, dan gaan ons 'n berg bakstene hier hê. Maar nou wil ek nie vir Marietjie vergewe nie, want Marietjie het gedurf my vuil uitkyk in die spar. Sy het eintlik verby my gekyk, maar sy het my nie gegroet nie. So ek is vies vir haar. Maar Jesus het daai hele berg bakstene, het hy op sy skouers geneem en my vergewe, maar ek reken, Marietjie is nie waardig van my vergifnis nie. Wie is ek? Wie is ek? As Jesus bereid was om gemartel te word vir my, wie is ek om nie Marietjie of Sakkie of Annemarie, kyk, Annemarie kan hom goed doen, Annemarie te vergewe nie. Dis natuurlik die teendeel, nee. Maar wie is ek? Ek moet my knieë buig en sê, Here, vergewe my. Leer my van u vergifnis van vooraf, sodat ek kan verstaan en op 'n plek kan kom waar ek Marietjie en die volgende persoon kan vergewe, nie uit my eie krag uit nie, maar alleenlik deur u krag en u genade. Want dit is al wat dit is. Dis genade. Dis genade. Here, wees ons genade. Help ons om mekaar lief te hê, soos u ons liefhet. Nie my beste nie. Die liefde wat ek ontvang het van Jesus, sonder dat ek het verdien het, sonder voorwaardes. Daai liefde, Jolandi, gee ek vir jou. Daai liefde gee ek vir my vrou. Daai liefde gee ek vir my kinders. Maar as dit uit myself uit moet kom, ek gaan 'n goeie poging aanwend, ek gaan dalk 7 meter spring met 'n paal. Maar iewers gaan ek val. So ek gee nie my eie liefde net nie. Ek gee dit wat Jesus my mee kom seën het. Kom ons sluit die oë. Vader, ek wil voor U kom in die naam van Jesus. En elkeen van ons wil onsself voor U neerbuig in hierdie oggend. En vra, Here, dat U ons begenadig. Here, as ons luister vanoggend na die boodskap, kon ons aanvanklik nie verstaan, maar hoe is dit? Hoe is dit dat hierdie onmoontlike uitdaging daar is vir ons elkeen? Hoe is dit dat ons beste pogings nie goed genoeg is nie? Hoe is dit dat ons val, al probeer ons hoe hard om mekaar lief te hê? Maar dan besef ons kan nie uit ons eie krag uit nie. Dis net die krag en die genade van Jesus wat ons kan help om lief te hê soos hy ons lief het. So wanneer ek sukkel, Here, om te vergewe, help my om te besef, help my om weer, herinner my aan die offer van Jesus aan die kruis. Wanneer ek sukkel om genade te toon, wees my genadig. Wanneer ek hardkoppig is en aanstoot neem en kleinlik is oor die simpelste goed, vergewe my, Here.
Help my, dat ek daardie onvoorwaardelike liefde wat U vir my het, sal gee vir die volgende persoon, vir my vrou, my kinders, my vriende, 'n gemeente, maar ook die persoon wat U oor my pad stuur, sommer net vanmiddag, of môre, of oormôre. Help my om daardie liefde, wat U vir my gewys het, vir hulle te gee. En wanneer ek voel, hulle verdien dit nie, wanneer ek voel, hulle kom my te na, wanneer ek voel, hulle het my sleg hanteer of my nie gerespekteer nie, gee dat ek nog steeds sal lief hê, ten spyte van, te midde van. Want dit is wat Jesus gedoen het. Jesus se liefde het nie gekom met die manier hoe ek optree nie. U het my lief gehad ten spyte van my. En daarvoor eer ek U. In Jesus naam.